Goeiemiddag julle goddelose heidene. Dit is Desember wat beteken ons word weer van alle kante af gebombardeer met godsdiens. Dis in die winkelsentrum, dis by die werk, dis beslis op sosiale media. Een van die kanale wat hard probeer om die Bybel 'n moderne intellektuele baadjie aan te trek, is Bible Project Afrikaans. Hulle gebruik 'n mooi animasiestel met streelende stemme om die teologie meer verteerbaar te maak. As jy verby die kuns kyk na wat hulle eintlik sê, is dit dieselfde ou dogma wat net herverpak is. In vandag se video gaan ons 'n bietjie kyk na 'n paar van hulle video's, die argumente uitmekaar haal en wys wat werklik onder daardie mooi animasie skuil. Goed, ons begin met die Heilige Gees vandag. As jy al ooit die frase die Heilige Gees gehoor het, en jy wil weet wat dit beteken, waar begin jy? Wel, jy moet by bladsy 1 van die Bybel begin, waar die ongeskape wêreld as hierdie donker, onbewoonbare plek uitgebeeld word. Maar Die Heilige Gees, dit is die uiteindelike God van die gapingsargument, gerieflik herverpak in 'n minimalistiese animasievideo wat probeer om antieke bygelowe modern en cool te laat lyk. Die video probeer hard om die onlogiese verteerbaar te maak deur Hebreëse woordeskat soos ruach rond te gooi, asof linguistiese toertjies die algehele gebrek aan bewyse gaan vergoed. Wat ons hier sien is 'n klassieke poging om natuurlike verskynsels, soos wind, soos asemhaling en menslike kreatiwiteit te kaap en 'n bonatuurlike etiket daarop te plak. Dit is intellektuele handjie-omkeerspeletjie, wat iets wat werklik bestaan vat, soos energie, en beweer dat sonder bewyse so iets sinoniem is met onsigbare, almagtige entiteite. Kom ons kyk of hierdie argumente enigstens water hou, en of dit maar net warm lug is. Maar dan, bo die chaos, sweef God se Gees gereed om lewe, orde en skoonheid te bring. Goed, maar wat is God se Gees? Die Gees is die manier waarop die Bybelse skrywers oor God se persoonlike teenwoordigheid praat. Die Hebreëse woord is ruach. Ruach. Ja, jy moet jou keel aan die einde skoon maak. So, wat is dit? Wel, ruach kan verwys na 'n verskeidenheid van dinge, maar wat almal in gemeen het, is dat dit energie is. Die klassieke energie-argument. Dit is die gunsteling toevlugsoord vir pseudowetenskaplikes en apologete. Net omdat die wind waai en jy dit nie kan sien nie, beteken dit nie dit is 'n goddelike persoonlikheid nie. Die kinetiese energie van gasmolekules in die atmosfeer is meetbare fisika. Dit is nie 'n bonatuurlike wese wat belangstel in jou sekslewe nie. Om wind en God te vergelyk is, omdat albei onsigbaar is 'n logiese fout van monumentale proporsies. Energie, nou, hoe dan nou so? Daar's 'n onsigbare energie wat die wolke laat beweeg en die bome se takke laat rondswaai. Reg, wind. In Hebreëus is dit ruach. Goed. Nou, haal diep asem. So, voel jy dit binne in jou? Ja, die lug. Wel, spesifiek die energie, reg? Die lewenskragtigheid wat jy in jou liggaam kry wanneer jy diep asemhaal, daardie is ook ruach. En hierdie is dieselfde woord wat in die Bybel gebruik word om God se persoonlike teenwoordigheid te beskryf. Net soos wind en asem onsigbaar is, so is God se Gees ook onsigbaar. Die wind is kragtig en God se Gees is ook. En net soos asem ons lewendig hou, so onderhou God se Gees alle lewe. En hier gly ons terug na vitalism, 'n wetenskaplike konsep wat biologie al in die 19de eeu op die ashoop gegooi het.
Ons liggame word nie aan die gang gehou deur 'n mystieke geesasem nie, maar deur metabooliese prosesse, cellulêre respirasie en ATP-produksie, om die suurstof-koolstofdioksied uitreiling gelyk te stel met goddelike intervensie, is nie net poëtiese oordrywing nie. Dit is 'n belediging vir die moderne geneeskunde en filosofie. Ja, ruach. Nou, soos ons met die storie van die Bybel aangaan, sien ons dat God se ruach spesiale bemagtiging aan mense vir spesifieke take gee. Die eerste persoon waarmee dit gebeur is Josef. Nou, God se gees stel hom in staat om drome te verstaan en te interpreteer. En dan gebeur dit met hierdie man, 'n kunstenaar wie se naam Besaleel is. God se gees bemagtig hom met wysheid en vaardighede. Hy word 'n kreatiewe, geniale gawe gegee om pragtige goed in die tabernakel te maak. En ons sien ook dat God se ruach 'n groep mense wat die profete genoem word, bemagtig. Ja, hulle is in staat om die geskiedenis vanuit God se oogpunt te sien. Dis presies reg. En hier's die probleem soos wat die profeet dit gesien het. Terwyl God se ruach 'n baie goeie wêreld geskep het die mens voor die boosheid geswoeg. Die onvermydelike skuldverskywing. Die wêreld is blykbaar gemors, nie omdat die perfekte skepper 'n ontwerpfout gemaak het nie, maar omdat sy skepping die instruksies nie kon volg nie. As God alles gemaak het, het hy ook die potensiaal vir chaos en die menslike geneigtheid tot boosheid geprogrammeer. Jy kan nie die eer vat vir die sonsondergang, maar die mens blameer vir die muskiete en die kanker nie. Dit is 'n beledigende toksiese verhoudingstaktiek. Hulle het deur hulle ongeregtigheid chaos daarin losgelaat. 'n Nuwe soort van wanorde. Ja, en die profete het gesê dat die Gees sal kom, net soos in Genesis 1, maar hierdie keer om die mense se harte te transformeer, om mense te bemagtig om God en ander werklik lief te hê. Hoe sal hierdie nuwe werking van God se gees gebeur? Wel, eeue gaan verby en ons word aan Jesus voorgestel. En aan die begin van sy sending is daar 'n pragtige toneel waar Jesus in die waters van die Jordaanrivier gedoop word. Ja, die hemele maak oop en God se gees kom en rus soos 'n duif op hom. En hier is die teaters. 'n Duif en 'n stem uit die hemel. In enige ander konteks sou ons dit hallusinasies, skitsofrenie of blote folklore noem. Maar omdat dit in 'n heilige boek staan, word ons verwag om te glo dat ornitologiese verskynsels gelykstaande is aan goddelike bekragtiging. Die lat vir bewyse in godsdiens lê so laag dat 'n voël wat op iemand se skouer land as 'n kosmiese gebeurtenis beskou word. Hierdie verhaal vertel ons dat God se Gees Jesus bemagtig om die nuwe skepping te begin. En ons sien hierdie gebeur wanneer hy mense genees of hulle sondes vergewe. Hy skep lewe waar daar voorheen net dood was. Nou, Israel se godsdienstige leiers staan Jesus teen en uiteindelik het hulle hom laat vermoor. Maar selfs hier is God se Gees aan die werk. Die vroegste disippels van Jesus wat hom lewend uit die dood gesien het gesê dat dit God se energiegewende Gees was wat Jesus opgewek het. Hierdie is die begin van nuwe skepping. Ja, en dit gaan nog steeds aan. Toe Jesus aan sy naaste volgelinge verskyn het hy sy asemroel uitgeblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. En kort daarna het die Gees kragtig oor al sy volgelinge gedaal. Sodat hulle deel van hierdie nuwe skepping kan word en die goeie nuus kan deel en kan leer om deur die energie en die invloed van God se Gees. Hierdie invloed lyk vandag baie verdag. Dit lyk soos gewone menslike emosie, groepsdruk en sielkundige priming. As jy jouself oortuig dat 'n gees jou beheer, sal jy enige toevallige gevoel van welwillendheid, inspirasie of selfs net 'n endorfienstroomloop daaraan toeskryf. Dis nie bonatuurlik nie. Dit is beregtigingsvoordeel met 'n stralekrans. Mense voel dieselfde krag by rockkonserte of politieke saamtrekkinge. Geen gode benodig nie. Dit is fascinerend hoe die video eindig met 'n hoopvolle visie van 'n nuwe mensdom, terwyl die geskiedenis ons wys dat diegene wat beweer hulle is gevul met die Gees,
dikwels verantwoordelik was vir die grootste onverdraagsaamheid en geweld. Die idee dat ons 'n eksterne gees nodig het om moreel of liefdevol te wees, is 'n siniese onderskatting van menslike potensiaal. Te lewe. En vandag nog sweef die gees steeds in donker plekke. Ja, om mense na Jesus te wys, om hulle te transformeer en te bemagtig, sodat hulle God en ander kan lief hê. En die Christelike hoop is dat die Gees die werk sal voltooi. Die verhaal van die Bybel eindig met 'n visie van 'n nuwe mensdom, wat in 'n nuwe wêreld lewe, wat deurdrenk is van God se liefde en lewensgewende gees. Ons het nie antieke mites oor onsigbare asems nodig om die skoonheid van die natuur te waardeer of om goeie mense te wees nie. Die werklikheid, soos onthul deur rede en wetenskap, is wonderlik genoeg sonder om spooke by te voeg. Laat ons die ruach los vir die digters en eerder fokus op die werklike, tasbare wêreld voor ons. Ons skuif aan na die volgende een toe. So laat ons nou hierdie suikerlaagie van godsdienstige propaganda afskraap om die bitterpil daaronder te ontbloot. Die volgende geslagoffer is 'n video van die Bible Project wat desperaat probeer om die God van die Ou Testament, 'n entiteit wat bekend is vir sy buierigheid en voorliefde vir volksmoord, te herverpak as 'n liefdevolle wese. As jy probeer om God te beskryf, kan dit soos 'n onbegonne taak voel. Maar toe die mense wat die Bybel geskryf het oor die misterie van God nadink, het hulle deurgaans God se karakter op hierdie manier beskryf: barmhartig en genadig, lankmoedig, vol liefde en trou. Dis 'n klassieke geval van teologiese geskiedskrywing. Ignoreer die lyke, fokus op die poësie. Die video probeer ons oortuig dat God se woede eintlik 'n genuanceerde vorm van geregtigheid is. Die Ou Testament is erger 'n nagmerrie van stamoorloë, wreedheid, wat geen moderne mens as goed sou bestempel sonder om ernstige kognitiewe dissonansie te hê nie. Kom ons kyk hoe hulle hierdie vierkantige sirkel probeer pas. Ons gaan na hierdie derde frase kyk, dat God lankmoedig is. Nou dit kan sommige mense verras. Is die God van die Bybel nie meestal kwaad en besig om mense vir sondes te straf nie? Wel, dit blyk dat God se woede in die Bybel veel meer genuanceerd en baie interessanter as dit is. In Hebreëus word die frase lankmoedig uitgespreek erek epayim, of letterlik lank van neus. Hierdie metafoor is nie net lagwekkend nie, dit is onthullend. Die idee dat die skepper van die heelal beskryf word as iemand met 'n lang neus om sy geduld te illustreer, wys net hoe mensgemaak hierdie godheid werklik is. Dit is 'n projeksie van 'n bronstydperk stam wat probeer verstaan waarom hulle God hulle nie onmiddellik uitwis elke keer as hulle 'n reël oortree nie. Godsdiens is mensgemaak en nêrens is dit duideliker as wanneer God menslike liggaamsdele en emosies soos woede en neuswitte toegedig word nie. As God werklik transcendent was, sou hy nie 'n humeur hê wat soos 'n lont brand nie, lank of kort. Maar wat het God se geduld met 'n lang neus te doen? Wel, eerstens moet ons kyk na die algemene Hebreëse manier om te sê dat iemand kwaad is. Hulle neus het warm gebrand. Soos in die verhaal van Josef. Wanneer Potifar dink dat Josef by sy vrou geslaap het, het sy neus warm gebrand. Dit word gewoonlik met sy woede het gebrand vertaal. Dit beskryf hoe jou liggaam, veral jou gesig, warm word wanneer jy woedend is. En dus in Hebreëus is die hoofwoorde vir woede of neus, of hitte, of warm neus. Dit is hoekom 'n geduldige persoon lank van neus genoem word. Dit neem lank vir hul neus om warm te word. Soos in die Bybelse spreekwoord, 'n mens se wysheid is sy lang neus. Dit wil sê sy stadige humeur. Nou in die Bybel word God talle kere kwaad,
Maar God het nie 'n neus nie en word nie warm nie. Hierdie is metafore wat ons ervaring van warm woede gebruik om te beskryf hoe God voel wanneer hy menslike boosheid aanskou. Die ironie hier is verstommend. 'n Almagtige wese wat kwaad word vir sy eie skepping. Die video probeer om God se woede te regverdig deur dit te vergelyk met ons reaksie op onreg, soos 'n boelie op die speelgrond. Maar wag 'n bietjie. As ek 'n speelgrond bou en ek ontwerp die boelie en ek weet vooruit dat die boelie gaan ander kinders slaan, het ek enige reg om warm van neus te word. Die idee van 'n ontwerper wat kwaad word vir die onvolmaaktheden van sy eie ontwerp is naïef en agterloosig, nie 'n morele gids nie. God se woede in die Bybel is nie geregverdigheid nie. Dit is die frustrasie van 'n skrywer wie se karakters nie die draaiboek volg nie. Net soos jy kwaad sou word as jy sien hoe 'n kind op die speelgrond geboelie word, so word God kwaad wanneer mense mekaar onderdruk en sy wêreld verwoes. In die Bybel is God se woede 'n uitdrukking van sy geregtigheid en sy liefde vir die wêreld. Maar hy is lankmoedig, wat beteken dat hy mense baie kans gee om te verander. Soos in die verhaal van die Exodus, wanneer Farao die Israeliete slawe maak en hulle baba seentjies in die water laat gooi, stuur God vir Moses om Farao te konfronteer. En Farao word 10 kansse gegee om Israel vry te laat. Maar nadat hy die 10de keer weier, ry Farao met sy strydwaans om die Israeliete te vernietig, en so vernietig God hom in die water. Farao se eie boosheid word op hom teruggekeer, en ons lees dat dit 'n daad van God se warm woede is. Die verhaal van Farao is die uiteindelike bewys van God se sadisme, nie sy geregtigheid nie. Die video vertel gerieflikheidshalwe dat Farao 10 kansse gekry het. Wat hulle uitlaat, is dat die Bybel uitdruklik sê dat God Farao se hart verhard het, sodat hy nie die Israeliete sou laat gaan nie. Net soos God sy 10 plaae kon wys. Dit is soos om iemand se bene te breek en hulle dan te straf omdat hulle nie hardloop nie. En kom ons vergeet nie die hele 10de kans ding nie. Dit het die slagting van eersgeborenes vir kinders behels, 'n daad van morele bankrotskap, wat geen verlossing kan regverdig nie. Die 10 gebooie begin met die eise van 'n tiranniese koning, nie van 'n liefdevolle vader nie. Nou, dit is regtig intens. Maar dink daaroor. God sou nie goed wees as hy nie kwaad word vir Farao se boosheid en uiteindelik iets daaraan doen nie. En let op dat God se woede tot uitdrukking kom deur Farao aan die gevolge van sy eie besluite oor te gee. En dit is eintlik hoe God se woede reg deur die skrif gewys word, soos in die verhaal van die Israeliete. Oor en oor vir honderde jare verraai hulle die God wat hulle uit slawerny gered het. En al gee hy hulle baie kans om te draai, hou hulle aan om hulle trou aan die gode van ander nasies te gee. En elke keer lees ons dat die vurige toorn van God teen die Israeliete ontvlam het. Maar let op wat altyd volg. God het hulle oorgegee in die hande van hulle vyande. Israel wat die gode van ander nasies dien, en daarom gee God in sy regverdige woede aan hulle wat hulle wil hê, soos daardie nasies terugkom. Hier sien ons hoe militêre nederlae herinterpreteer word as goddelike straf. Dis die oudste triek in die priesterlike handboek. As julle die oorlog wen, is God goed. As julle die oorlog verloor, is dit omdat julle gesondig het. Dit is 'n onweerlegbare sirkulêre argument wat ontwerp is om die priesterklas in beheer te hou. Die idee dat God sy uitverkorene volk aan hulle vyande oorlewer as 'n vorm van liefdevolle tugtiging is die taal van 'n mishandelende verhouding. Die God van die Ou Testament met sy etniese suiwerings en jaloesie is die onaangenaamste karakter in alle fiksie, volgens Dawkins. Om hierdie geskiedenis van bloedvergieting te probeer verkoop
as lankmoedigheid is intellektueel oneerlik en walglik. In Israel verslaan. Dit is soortgelyk aan wat die apostel Paulus in sy brief aan die Romeine sê. Hy sê God se woede word geopenbaar teen menslike boosheid en dan sê hy 3 keer hoe dit lyk. God gee mense oor aan hulle vernietigende begeertes en besluite, al lei dit tot die dood. Maar Paulus sê ook dat God geduldig is en mense tyd gee om tot hulle sinne te kom en te verander. Want onthou, God se woede is 'n reaksie op menslike boosheid. En dit is gebaseer op 'n dieper karaktertrek, sy barmhartigheid en sy loyale liefde. God is nie tevrede om mense in hulle eie selfvernietiging te los nie. In die Bybel is God op 'n missie om te red. Dit is hoekom Jesus gesê het dat hy na Jerusalem gaan om te sterf as 'n demonstrasie van God se liefde vir sy vyande. Hy sou in die plek van sy mense staan wat selfvernietiging gekies het en die gevolge van hul besluite op homself neem. Hierdie leerstelling van plaasvervangende verlossing, die morele laagtepunt van Christendom. Die video probeer om die kruisiging voor te hou as die toppunt van liefde. In werklikheid is dit 'n primitiewe idee van menslike offers wat 'n nuwe baadjie aantrek. Die idee dat 'n goeie God slegs sy woede kan stil deur 'n onskuldige homself of sy seun te laat martel, is moreel weersinwekkend. Hitchens het dit dikwels beskryf as 'n sonde om te glo dat iemand anderster jou verantwoordelikhede kan oorneem deur gemartel te word. Dit leer ons nie verantwoordelikheid nie, dit leer ons sondebokke. As God werklik lankmoedig en vergewensgesind was, kon hy bloot vergewe het sonder die bloedige skouspel. In Jesus se lewe, dood en opstanding sien ons hoe God se woede oor die bose en sy liefde vir mense saamwerk om vergifnis en lewe te voorsien vir 'n mensdom wat in selfvernietiging verlore is. So God se woede in die Bybel is regtig belangrik, maar dit is nie die einde van die storie nie. Wanneer God kwaad is en geregtigheid bring, is dit omdat hy goed is en hy is uiters geduldig, besig met sy plan om mense terug te bring na sy liefde. En dis wat dit beteken om te sê dat God lankmoedig is. Die video eindig met 'n leë bewering wat deur al die voorafgaande feite weerspreek word. Om te sê God is lankmoedig na 'n montasie van verdrinkings, pla en oorloë is soos om Jeffrey Dahmer passievol te noem. Dit is 'n misbruik van taal. Die goeie nuus wat hier verkondig word, is dat die monsteragtige wese wat die mensdom met ewige marteling dreig, genadiglik besluit het om 'n paar van ons te spaar as ons hom net genoeg vlei. Lukkig. Ten slotte, hierdie video is 'n meesterstuk in die ontduiking van die ooglopende. Dit neem die brute stamgebaseerde mitologie van die Eystertydperk en probeer dit afmaak as 'n diepgaande filosofie van geduld. Maar soos ons gesien het, verg dit 'n groot sprong van geloof, wat eintlik net 'n sprong oor die feite is. Ons het nie 'n lankmoedige God nodig wat sy eie skepping met woede dreig nie. Ons het die moed nodig om hierdie kinderlike mites op sy te skuif en ons eie moraliteit te bou, gebaseer op rede, empatie en menslike solidariteit. Ons kan genoeg wees sonder God. Ons kan goed wees sonder God. En eerlikwaar, as ons na die God van hierdie video kyk, is ons waarskynlik beter daaraan toe sonder sy voorbeeld. Dit is duidelik dat geen hoeveelheid mooi grafika die probleme in die teks gaan wegsteek nie. En gepraat van probleme,
Ons weet die komende paar weke gaan rof wees. Dit is die tyd van die jaar waar ateïste dikwels in stiltes by familieetes moet sit en luister na dinge wat ons bloeddruk opjaag. Moenie in isolasie sit en jou vererg nie. Kom sluit gerus aan by ons Facebook-groepe en ons Discord-server. Dis die plek waar ons ongesensor kan praat, stoom kan afblaas oor familieverpligtinge en net sinvolle gesprekke kan voer sonder die dogma. Ons hou spesifiek volgende Sondag 'n informele aanlyn kuier op Discord. Bring 'n dankie, skakel in en kom gesels saam. Jy sal die skakels vind in ons privaat Facebook-groepe. Ons sien julle daar. Bless you. Excuse me? I'm an atheist. Oh, I'm sorry, let me change that then. Fuck you.